Baie welkom by nog 'n koffiekuier. Dankie dat jy saam luister, saam dink en saam leer. Ons is in Handelinge 22. En Handelinge 22 is eintlik 'n verhaal wat ons eintlik baie goed ken. Dis waar Paulus weer oor sy bekering praat, maar kom ons bid eers saam. Here Jesus, dankie dat ons die teks het, dat ons dit kan lees, dat ons saam kan leer en dink en kan groei. Wil jy ook saam met ons wees as ons hierdie Handelinge teks lees. Dankie Here dat ons dit tot ons beskikking het. Jy mag ons iets daaruit leer sodat ons ook ons eie lewe kan gaan aanpas. Amen. Handelinge 22 begin Paulus, dan broers en vaders, luister na wat ek nou tot my verdediging vir julle sê. So 'n baie eervolle manier waarmee Paulus hierdie gesprek begin. Broers en vaders, dit sê iets van die erkenning vir die ouens wat voor hom staan. Toe hulle hoor dat hy Hebreëus praat, het hulle nog stiller geword. Nou, hy praat met hulle in hulle eie taal. En ons almal weet, die oomblik as iemand in ons taal met ons praat, dan is daar onmiddellik 'n beter aanklank. Hy gaan toe voort, ek is 'n Jood wat in Tarsus in Sicilië gebore is, maar ek het hier in Jerusalem groot geword as 'n leerling van Gamaliel. Nou Gamaliel, baie bekende leermeester in die antieke wêreld, baie bekende rabbi. En die feit dat Paulus onder hom studeer het, sê iets van die opleiding wat Paulus gehad het. Dis soos om vandag baie bekende leermeester se naam te noem en te sê, maar dis die ou by wie ek my doktersgraad of wat ek al gedoen het. So Gamaliel het ons ook van in Handelinge 9 van gelees. Wat interessant is, ons het buite Bybelse geskrifte wat Gamaliel sê, wat hy het net een probleem met hierdie Saulus van Tarsus, en dat hy nie genoeg boeke het vir Saulus om te lees nie. So Paulus was wel belese mens gewees. Hy wou graag lees, hy wou graag leer. En hy het dan onder Gamaliel gestudeer. En volgens die streng opvatting van die wet, van die voorvaders opgevoed, aan die ander woorde, Paulus is 'n fariseer, goeie opleiding. En ek was net so 'n kampvegter vir God, soos julle almal vandag is. Ek wou die mense wat die leer van Christus volg, totaal uitroei. Mans sowel as vrouens. Ek het gevange geneem en tronke laat stop. Dit kan die hoëpriester en die hele Joodse raad bevestig. Van hulle het ek self bekendstellingsbriewe aan die Joodse broers in Damaskus gekry, om ook daar hierdie mense in hegtenis te gaan neem en Jerusalem toe te bring om gestraf te word. So Paulus begin om weer eens sy storie te vertel, wie hy is, wat gebeur het voor hy tot bekering gekom het op die pad na Damaskus. En daar moet ons net, hierdie is 'n baie bekende gedeelte, ons ken hierdie gedeelte, want dit is eintlik 'n herhaling van wat vroeër gebeur het. Maar Paulus kom vertel sy eie storie, sy eie bekering, om mense te vertel wie hy is en wie God is. Nou baie keer wanneer ons in 'n teologiese gesprek betrokke raak, dan wil ons mense met slim redenasies beïndruk of oortuig, want ons wil op daai vlak redeneer. En die probleem daarmee is dat daar altyd 'n teenantwoord is. Veral as jy met intelligente mense praat, en as jy nog met minder intelligente mense praat, is dit nog moeiliker, want dan is die gesprek mos nou net draai net al in die ronde. Maar Paulus kom en hy sê ek het onder Gamaliel geswat, ek het 'n baie goeie opvoeding, die beste wat daar is. So ek kan op hierdie vlak met jou redeneer, maar ek gaan nie, ek vertel vir jou wat met my gebeur het, ek vertel jou my belewenis van God, ek vertel vir jou hoe ek God ervaar het en wat ek gesien het en wat ek gehoor het en hoe God met my gewerk het. So ek dink dit is belangrik dat ek en jy ook dan sal besef dat my storie, my geloofstorie saak maak, dat as wanneer ek dit op 'n respekvolle manier doen, en nie omdat ek dink ek is beter as jy, of om ek op 'n higher ground is oor my geloof nie, maar om te vertel hoe ek God beleef, maak 'n indruk op mense. As dit 'n eerlike gesprek is, om nie op mense te probeer afshow of beïndruk nie, maar net hoe jy dit beleef. Vers 6, terwyl ek op reis was en na Damaskus gekom het daar teen die middag skielik 'n sterk lig uit die hemel op my gestraal. Ek het op die grond neergeval en 'n stem vir my hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here, het ek gevra? Ek is Jesus van Nasaret. Hy het my geantwoord, dit is vir my wat jy vervolg. So daai bekende gedeelte wat ons ken, die mense wat saam met my was, het wel die lig gesien, maar nie die stem verstaan van hom wat met my gepraat het nie. Van die ander vertaling sê, hulle het nie die stem gehoor nie. Hierdie is die korrekte vertaling. In Handelinge 9 sê dit, dat hulle nie die stem gehoor het nie. So, dit klink asof dit verskil, maar hier sien ons, die Griek sê vir ons, hulle het
kom ons sê 'n gemompel, gebrabbel gehoor, hulle het 'n stem gehoor, maar hulle het nie verstaan wat daardie stem gesê het nie. En hierdie vertaling wat dan sê, hulle het iets gehoor, maar hulle kon nie sê wat hierdie stem sê nie. So dit wat Paulus hoor, hoor hy alleen. Vers 10, toe vra ek, wat moet ek doen, Here? Die Here sê toe vir my, staan op en gaan na Damaskus toe. Daar sal alles vir jou gesê word, wat God bepaal het, dat jy moet doen. Dit is 'n belangrike punt in die verhaal, wat ek en jy moet verstaan. Van Paulus se Damaskus ervaring, tot wanneer Paulus begin optree as sendeling in die vroeë kerk, is daar 10 jaar periode wat verloop. Paulus gaan na Egipte, hy word opgelei om daar, deur God, die Bybel vertel nie, gee nie vir ons inhoud daarvan nie, maar daar is 'n 10 jaar verloop, voordat Paulus die evangelie begin versprei. En maar hier sê God net vir hom, gaan na Damaskus toe. En ek en jy ons wil die 10 jaar plan hê. Ons wil weet wat, as ons Damaskus doen, wat nou, Here? En wat dan? En wat dan? Want anders raak ons onseker. Paulus sê nie, Here, wat is die 10 jaar plan nie? Wat gaan ek dan gedoen? Hoe gaan die sendingreise lyk nie? Hy vat net die eerste stap. Die eerste stap om te sê, ek gaan na Damaskus toe. So, as jy op 'n plek is, en jy voel God sê, kom ek gee 'n tree, wees rustig om te weet, dat jy in God se hand is, en dat hy die 10 jaar plan het, maar dat jy dit nie hoef te weet nie. Ek vat vir myself ook, ek wil weet, ek wil verstaan, ek wil weet oor 10 of 12 of watter jaar of waar gaan ons wees. God sê, gee die eerste stap, gaan net na Damaskus toe. Die skerp lig het my blind gemaak, dalk is dit deel van Paulus se probleem. Here, as hy nie so skerp lig in my oë geskyn het nie, het ek dalk geweet waartoe om te gaan, maar Paulus gee die eerste stap. En my reisgenote met my aan die hand lei, so het ek in Damaskus aangekom. 'n sekere Ananias, 'n man wat getrou volgens die wet van Moses gelewe het by al die Jode in die stad hoog aangeskrewe het na my toe gekom, hy het my kom staan en gesê, Saul, broer, jy kan weer sien. En dadelik kon ek hom sien. Toe sê hy, die God van ons voorvaders het jou uitgekies om sy wil te ken, die regverdige te sien en sy stem te hoor, want jy sal vir alle mense sy getuie wees, van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas, nadat jy sy naam aangeroep het. Nog 'n belangrike verstaanspunt in hierdie verhaal van Paulus, God gebruik mense. God gebruik vir Ananias om met Paulus die pad te stap. God gebruik Cornelius, God gebruik Filippus, die Ethiopiër op die wa. Daar's elke keer is daar 'n mens wat God gebruik om saam met 'n ander mens die pad te stap. Ek en jy is partymal daardie mens wat God gebruik. En as God 'n mens gebruik om die groot Paulus te begelei, dan kan God ook vir my en vir jou gebruik. En dis nogal 'n belangrike ding om raak te sien, is dat God in die hele Handeling verhaal wat ons het, sien ons hoe God deur mense werk. My en jou storie is belangrik in ander mense se storie. Vers 17, ek het na Jerusalem toe teruggegaan en terwyl ek by die tempel besig was om te bid, het ek in 'n geesvervoering geraak en die Here gesien wat vir my gesê het, maak gou en gaan dadelik uit Jerusalem weg, die mense hier sal jou nie aanvaar wat jy oor my getuig nie, want Jerusalem het gesien hoe Paulus mense doodmaak. Nou is hy 100% aan die ander kant, 180 draai, en dis hoekom God sê skuif. Toe het ek gesê, Here, hulle weet dat ek die man is wat oral in die sinagoges die mense wat in u geglo het laat vang en laat slaan het, en toe Stefanus 'n getuie se bloed vergiet is, het ek self daar gestaan. Ek het dit goedgekeur en sy moordenaar se klere opgepas. So Paulus by die dag toe Stefanus met klippe doodgegooi is, toe het die Here vir my gesê, jy moet hiervandaan weggaan, want ek wil jou wegstuur na die heidene toe. Paulus en die Romeinse kommandant, meer as wou die skare nie hoor nie, en hulle het begin skreeu, weg met hom, so 'n man hoort nie te bly lewe nie. Wat verander dat die skare na hom luister, sy storie hoor, en dan ewe skielik sê, jaag hom, vir hom gaan ons doodmaak. Net een woord, heidene. Die Jode het gesê, hierdie God is ons God, hy verskyn net aan ons is belangrik, ons is die uitverkorenes, en Paulus sê, maar ek wil na die heidene toe gaan. En die heidene
in my voorbereiding lees ek raak dat die Jode in van hulle kommentare gesê het, die heidene, waarvan ek en jy deel is, want ons is nie Jode nie, die heidene is net gemaak deur God, sodat die hel warmer kan wees. So dit is 'n verskriklike uitspraak. So as Paulus dan sê, God roep hom om na die heidene toe te gaan, kan jy dink hoe ontsteld kan die Hebreëus sprekende mense wees, kan die Jode wees wat uitverkorenes van God is. So net een woord nodig om die hele skare om te keer. Die skare het geskreeu, hulle klere uitgepluk en stof in die lug opgegooi. Jy onthou, ons moet ons stof van ons voete afskud. Die Jode het dit gedoen as hulle van 'n ander land af in Jerusalem ingegaan het, die stof afgeskit, sodat hulle nie daai vuil heidense onrein goed in hulle land indra nie. Die kommandant het toe beveel dat Paulus in die kaserne ingebring moet word en dat hy gegeesel moet word om vas te stel hoekom die skare hom so uitgejou het. Hulle het hom alreeds vir die geeseling vasgebind gehad, toe Paulus vir die kaptein wat daar bo staan vra, mag julle 'n Romeinse burger geesel en boonop nog sonder verhoor? So, kom jy agter die intelligensie waarmee ons hier te doen het. Paulus, wat met sy eie mense, met die Jode in Hebreëus praat, nie Aramees nie, nie die spreektaal nie, die geleerde taal, Hebreëus, ek is by Gamaliel opgelei, nou vang die Romeine hom, Paulus is 'n Romeinse burger gewees, hulle wil hom laat geesel, julle onthou Jesus is gegeesel, dis daai sweep met die baie punte, met die bene en die glasstukkies aan wat hulle, as jou slaan, ruk die vleis uit, hulle wil dit met hom doen, en dan sê Paulus, hey, ek is 'n Romeinse burger. As jy, hulle mag nie, 'n Romeinse burger mag nie so behandel geword het nie. So Paulus sê, hoorie so, ek is 'n fariseer, maar weet ook, as ek met die Romeine te doen het, is ek ook 'n Romeinse burger. Die kommandant gaan vra toe vir Paulus, sê vir my, is jy 'n Romeinse burger? Nou as jy gesê het dat jy 'n Romeinse burger was, en jy was nie 'n Romeinse burger nie, was dit strafbaar met dood. So hulle kon jou dood gemaak het. So dis hoekom hy vir Paulus sê, jy moenie nou stories praat net om hier uit te kom nie. Is jy of is jy nie? Toe sê die kommandant, ek het 'n groot som geld betaal om die burgerreg te verkry. En Paulus sê, maar ek het dit deur geboorte gekry. So Paulus sê, deur geboorte is ek 'n Jood. Deur opleiding is ek 'n rabbi. Deur Gamaliel, een van die bestes. Maar ek is 'n Romeinse burger en ek het dit gekry omdat ek hier gebore is. Die soldate wat vir Paulus moes geesel, het hom dadelik losgemaak en selfs die kommandant het bang geword toe hy besef dat Paulus 'n Romeinse burger is en dat hy hom laat boei het. Omdat die kommandant presies te wete wou kom wat die Jode teen Paulus het, het hy die volgende dag bevel gegee dat die priesterhoofde in die hele Joodse raad moet kom. Hy het Paulus laat haal en voor hulle gebring. So ons sien hier speel weer 'n hofsaak uit waar Paulus staan, maar net die briljante van wie Paulus is, die manier hoe hy die skare kan speel, hoe hy op alle vlakke kan kommunikeer. Prof Jan van der Walt, en nou is ek soos Paulus, Paulus het onder Gamaliel gestudeer en ek het onder Jan van der Walt Nuwe Testament gedoen en Jan van der Walt, professor Jan van der Walt Nuwe Testament teoloog het altyd gesê, wanneer ons die sendingveld betree, moet ons die heel bes opgeleide mense na die sendingveld stuur. Hulle moet die meeste van die Bybel weet, hulle moet Grieks en Hebreëus die heel beste verstaan, want wanneer jy in moeilike gesprekke kom oor die Bybel, moet jy die grondtekste kan oopbreek, sodat jy die regte, korrekte antwoorde kan gee. En dis wie Paulus was. Paulus was daai bes opgeleide een wat dit verstaan het, wat die konteks van die Hebreërs verstaan het, maar die konteks van die Romeinse burgers verstaan het, en op alle vlakke met mense kon praat. So wanneer ek en jy dan ons geloof uitleef, belangrik ons kan ons eie storie vertel. Jou eie storie maak saak, want dis jou belewenis. Maar dit beteken nie, ons kan sê, ek vertel maar net my eie storie, ek hoef nie kennis te hê nie. Ons moet studente van God se woord bly. Ons moet goeie studente van God se woord bly. Ons moet onsself kan verantwoord. Petrus sê, wees gereed om vir elkeen 'n antwoord te kan gee. So, die twee kante, jou eie storie, maar goed opgeleide kennis van die skrif en van die woord. Blywende student, lewenslange studente van God se woord. Dankie dat jy saam gekuier het. Kom ons sluit af en dan is ons amper klaar met Handelinge. Volgende week Handelinge 23. Here, dankie dat ons by Paulus so baie kan leer. Hoe hy homself kan handhaaf. Dankie Here dat ons Paulus se getuienis kan hoor. Dankie Here dat ons eie getuienis ook saak maak. Mag ons vir altyd studente van u woord bly en studente van die lewe. Amen.